Gemeente, u is welkom om saam met my te blaai na 1 Korintiërs hoofstuk 10. Daarvan gaan ons saam lees verse 1 tot 13. 1 Korintiërs hoofstuk 10, verse 1 tot 13. My Bybel bladsy 224 in die Nuwe Testament. Terwyl jy so blaai, ek wil jy tog uitnooi as jy by die huis is, om dalk net die hele konteks van Korintiërs te gaan lees. Dit is nou regtig 'n brief wat nie te lank vat om deur te lees nie. Dit sal net vir mense 'n beter prentjie gee. As ons almal die plek gekry het, kom ons sit net so, dan buig ons die hoofde in gebed. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het vanoggend om die woord te kan oopmaak voor ons. En ons wil vra, Here, alhoewel dit in Afrikaans is en dit vir ons verstaanbaar is, wil ons vra, Here, dat hierdie waarhede wat hierin opgeteken is, ook net in ons harte sal tuisbring deur die Gees. Mag ons in ons harte en ons verstand insig hê, en mag ons ook dit wat ons hoor, wat ons leer en wat ons weet, Here, gaan uitleef, in besonder ook om u naam daardeur groot te maak. Ons bid dit in die groot en heilige naam alleen. Amen. As ons lees saam 1 Korintiërs hoofstuk 10 vanaf vers 1 tot en met 13. Broers, ek wil julle daaraan herinner dat ons voorvaders almal onder die beskerming van die wolk was en almal veilig deur die see gegaan het. Omdat hulle almal vir Moses gevolg het, is hulle almal in die wolk en in die see gedoop. Almal het dieselfde geestelike voedsel geëet en almal het dieselfde geestelike drank gedrink. Hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat met hulle saamgegaan het. Die rots was Christus. Tog was God met die meeste van hulle nie tevrede nie, want hulle het in die woestyn omgekom. Hierdie dinge het gebeur as 'n voorbeeld vir ons, dat ons nie soos hulle deur sondige begeertes moet laat dryf nie. Julle moenie afgodsdienaars word nie, soos sommige van hulle oor wie daar geskrywe staan. Die volk het gaan sit om te eet en te drink, en het opgestaan en hulle aan uitspattighede oorgegee. Laat ons nie ook onsedelikheid pleeg nie, soos sommige van hulle onsedelikheid gepleeg het, en op een dag het daar 23.000 omgekom. Laat ons Christus nie uittart nie, soos sommige van hulle hom uitgetart het, en hulle deur slange omgekom. En moenie teen God in verset kom nie, so sommige van hulle in verset gekom het, en hulle deur die engel van die dood omgekom. Hierdie dinge het oor hulle gekom as 'n voorbeeld vir ons, en is opgeskryf as 'n waarskuwing vir ons wat die einde van die tye al beleef. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. Ek wil net graag hierdie vers 13 vir ons lees, waarvan die middel dan ook die hoofgedagte is vir vanoggend. Vers 13 sê, geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verstaan. Ons lees dan vanoggend net tot sover. Weet jy, ek dink ten opsigte van vers 13 is dit nie nodig dat ons enige iets in diepte probeer uitlê nie. In boere Engels gesê, it's plain and simple. Dit wat hier geskrywe is, dis wat dit beteken, niks anders nie. En die hoogtepunt daarvan is dat God getrou is. Maar as ons bewus is van God se getrouheid, maak hierdie teks ons ook bewus van die mensdom se ontrouheid. Hoe mense leef, hoe mense dink, hoe hulle optree, en dis waarteen Paulus hom uitspreek. En hy probeer die mense begelei daarin om God se getrouheid raak te sien en te verstaan, en dan ook van hulle kant af om deel te neem aan die getrouheid van God. Ek wil graag vanoggend vir u net so vinnige storie vertel
sodat dit wat hier geskrywe staan net vir ons baie maklik en duidelik is om te verstaan. En die stories gaan in so 'n paar verskillende vlakke wees, so 'n bietjie al dieper na ons eie hart toe beweeg. My jongste seun is op die plek in sy lewe waar hy allerhande goed as 'n uitdaging sien en hy wil graag alles aanpak. En so het hy hierdie jaar besluit saam met die skool waar hy is dat hy gaan aansoek doen om sy publieke lisensie te kry sodat hy van die skoolbusse kan rondry en daarom ook so 'n bietjie ekstra sakgeldjie kan verdien. Nou daar waar hy bly is daar nie veel mense wat jou kan leer en onderrig hoe om 'n swaar voertuig te bestuur nie. So wat gebeur het is, hy het gaan uitvind by die persoon wat almal nou weet, leer en onderrig. En die man het vir hom gesê, en my bedrag wat ek nou gee is nie noodwendig reg nie, maar hy het vir hom gesê, kom saam met my, en hy het hom daarna agterkamertjie toe gevat, en vir hom gesê, as jy nou R16.000 neersit, kry jy jou lisensie. En my seun het, soos wat hy gewoonlik maak, net gesê nee. En sy woorde was, wat hy aan ons oorgedra het is, maar as ek betaal het en my lisensie gekoop het, kan ek nog steeds nie bestuur nie. Ek gaan nie agter 'n stuurwiel kan inklim as ek my lisensie gekoop het en hom ry nie. Ek dink is maklik om die storie te verstaan en in te sien. Paulus, in sy hele brief in Korintiërs, praat hy as te ware oor dieselfde beginsel, oor dieselfde gedagtes. Hy sê die gemeente in Korinthe is vol mense wat die Here Jesus Christus aangeneem het. Maar dit lyk nie vir hom asof hulle reg kan bestuur nie. Hulle weet nie mooi hoe werk dit as jy 'n kind van die Here is nie. En daarom maak hulle droog. Daarom maak hulle nog allerhande sondes duidelik in hulle lewe. Onder andere in die begin van die brief, ek dink soos ons almal reeds op hierdie stadium weet, sê vir die mense, julle is verdeeld, julle stry nog met mekaar en julle fokus op mense. Julle sê Paulus of Apollos, jy weet, ons is vir hierdie een of vir daardie een. En julle vind aanklank en julle volg by hierdie mense, julle wil geassosieer word met hom. En dan stel Paulus hierdie probleem wat hulle het reg. En hy wys hulle daarop dat ons almal volgelinge van Christus moet wees en dat leraars, geestelike leiders net instrumente is. Nou vanoggend se teks wat ons gelees het, is dit presies waarna Paulus ook kyk. Hy sien mense voor hom raak wat die Here aangeneem het, maar hulle kan nog nie die geestelike lewe, Christendom, so lekker bestuur nie. Vanoggend het ons die voorreg gehad om te doop, en dis my derde storie. Hooplik is almal van ons wat in hierdie kerkgebou sit, gedoop. En natuurlik, ek dink enige Christen wat mense ontmoet op die straat, is iemand wat gedoop is. Maar as mens luister na mense op straat, die dinge waaroor hulle praat, die manier hoe hulle praat, die dinge wat hulle sê, is daar baie mense wat hulle doopsertifikaat sal moet teruggee vir die kerk, omdat hulle nie hulle geestelike lewe reg bestuur nie. Hulle maak droog. Hulle praat nie reg nie. Hulle tree nie reg op nie. Daar's 'n diskrepansie tussen dit wat bely word in die kerk en dit wat hulle leef daar buite. En Paulus praat met die mense oor daai probleem. Julle hou een ding voor, wanneer julle die eredienste in Korinthe bywoon, maar julle het al so ver afgedwaal dat julle daai goed begin intrek het in die kerk in. Nou, ek dink op hierdie stadium besef ons nou almal waaroor dit gaan. Dit gaan oor huigelary. Dit gaan daaroor dat 'n mens een ding glo en 'n ander ding leef. Nou hoofstuk 10 praat Paulus met die mense baie ernstig. En daar's so 4 goed van dit wat ons gelees het vanoggend, wat hy uitlig met die voorbeeld wat hy gee. Die voorbeeld wat hy aanhaal is 'n gebeurtenis van toe hulle deur die woestyn getrek het en hulle verlos is uit ballingskap uit Egipte uit. En ons weet almal hulle het vir 40 jaar deur die woestyn gereis. En die voorbeelde wat Paulus van daai woestynreis optel en vir hulle voorhou, is 4 pragtige voorbeelde wat sê ek wil hê julle moet die volgende goed verstaan, sodat julle reg kan leef, dat julle kan leef as mense wat aan die Here behoort. En in ons taal vanoggend, omdat ons gedoop het, sodat julle kan leef as mense wat gedoop is, wat skoon gewas is, wat lewe tot eer van die Here Jesus Christus. Nou wat is daardie 4 goed?
In die Griekse Bybel of in die Engelse Bybel stel mense dit vinnig op. Die vers begin elke keer met die woordjie laat. Laat iets wees of iets nie wees nie. In die Afrikaans klink dit so bietjie anders, maar ek wil hierdie 4 verse net vir die uitlig, en terwille van ons tyd vanoggend gaan ek dit regtig in 'n neutedop, net so kort sinnetjie, elkeen van hulle vir opsom. Die eerste een is in vers 7. Julle moenie afgodsdienaars word nie. Laat julle nie afgodsdienaars word of wees nie. So sommige van hulle, dis die mense daar in die woestyn, so sommige van hulle oor wie daar geskrywe staan, die volk het gaan sit om te eet en te drink, en het opgestaan en hulle aan uitspattighede oorgegee. Ek wil net vinnig herinner wat het daar in die woestyn gebeur. Hierdie mense, Moses was op die berg gewees om God te gaan ontmoet, toe hierdie mense saam begin kuier, begin drink, en ons weet hulle het afgodsbeelde gemaak, en toe het hulle begin feesvier. Nou, hoe kan ons hierdie vers met 'n paar woorde opsom, wat sê, julle moenie afgodsdienaars word nie. Moenie dat jou gees afdwaal nie. Moenie dat jou gees afdwaal nie, moenie dat jou gees sonde doen nie. Moenie 'n afgodsdienaar word nie. Dit is so eenvoudig soos dit. Ons is almal weet, ons bestaan uit 'n liggaam en 'n gees wat saam 'n mens vorm. Wat Paulus hier sê is, hierdie gees wat hierdie liggaam beheer, jy moenie dat hierdie gees sonde doen nie. Hoekom nie? Want as hierdie gees van jou, wat die binnekant jou 'n sonde bedink, dit daagliks oordink en oorweeg, dan begin dit 'n realiteit word. Daarom sê Paulus die volgende voorbeeld. Laat ons ook nie onsedelikheid pleeg nie, so sommige van hulle onsedelikheid gepleeg het, en op een dag het daar 23.000 omgekom. Baie eenvoudig opgesom. Moenie dat jou liggaam begin sonde doen nie. As jy gaan mooi lees, gaan jy sien dis wat hier geskrywe staan. Afgodsdiens aan die een kant en onsedelikheid pleeg aan die ander kant. Die een is 'n sonde in jou gees en die ander een is 'n sonde met jou liggaam. Dis die eerste 2 punte wat Paulus maak. Moenie dat jou gees in sonde verval nie, en moenie dat jou vlees, jou liggaam in sonde verval nie. Daar's niks om uit te lê rondom dit nie. Ek dink ons almal verstaan dit baie duidelik. My hart behoort aan Jesus Christus, as iemand wat gedoop is, as iemand wat hom aangeneem het, as iemand wat aan hom behoort, maar nie net my hart nie. En dit verstaan ons nie altyd nie, of dit sukkel ons baie keer om uit te leef. Nie net my hart of my verstand of my binnekant, hoe ons dit wil verwoord, behoort aan die Here nie. Hierdie stuk vleis wat hier staan, hierdie liggaam wat hier staan, behoort ook aan die Here. Hy het hom vrygekoop. Hy het nie net 'n siel gered nie, Jesus het gekom om mense te red. Gees en liggaam. Maklik om in te sien, maklik om te verstaan. Dus dit was die tweede punt oor die liggaam. Die derde punt wat hy maak. En hier raak dit so 'n bietjie ingewikkelder, want hy wil nou dieper instap in 'n mens se gees in, vers 9. Laat ons Christus nie uittart nie, so sommige van hulle hom uitgetart het, en hulle deur slange omgekom. Dit gaan oor die toepassing van hoe leef jy nou as iemand wat gered is. Jesus Christus, en hy gebruik dit te sê, Jesus Christus wat was met die volk in die woestyn ook gewees, dis die geestelike rots uit wie hulle gedrink het, uit wie hulle gevoed is. Jesus Christus is die verlossing van hierdie wêreld. So wat sê Paulus as hy dit aanhaal en sê, laat ons Christus nie uittart nie. Moenie die verlossing deur sonde probeer ongedaan maak deur jou optrede nie. Hoorie wat ek hier aanhaal, wat ek vir julle sê. Moenie die verlossing van Jesus Christus probeer ongedaan maak deur te volhard in sonde nie. Laat ons Christus nie uittart nie. Laat ons die verlosser wat aan die kruis gesterf het en opgestaan het, nie uittart nie. Laat ons nie met ons gees en ons liggaam terugval in die ou lewe in en die verlosser uittart nie. Dis wat Paulus besig is om met hierdie mense te praat. Die vierde punt wat hy maak, vers 10. En moenie teen God in verset kom, so sommige van hulle in verset gekom het nie.
en hulle deur die engel van die dood omgekom. Moenie murmureer oor die genade van God nie. Jy sal onthou wat het gebeur in die volk, onder die volk toe hulle 40 jaar in die woestyn was. Hulle het die hele tyd terug verlang na die kospotte van Egipte. Maar hulle het die genade wat God vir hulle gegee het in die woestyn het hulle misgekyk. Hulle het vergeet en misgekyk dat God hulle verlos het, hy het hulle uitgelei, sodat hy saam met hulle 'n pad kan begin stap, vir hulle beloofde land kan gee. Hulle het misgekyk. Hulle het misgekyk dat God 'n genadige God is wat hulle seën, wat vir hulle kos gee, hy het hulle versorg in die woestyn. Hulle oë is verblind, en daarom ontstaan hierdie begeerte in hulle hart, en hulle hinker terug na die verlede toe. Wat spesifiek by hierdie voorbeeld in vers 10 aan die gang is, die beloofde land lê voor hulle, en die beloofde land word bewoon deur 'n groot nasie, en nou wil God hulle daar inlei, en nou murmureer hulle teen God. Hulle sê, U het ons net gered uit Egipte uit, sodat U ons nou kan laat doodmaak in hierdie nuwe land waarin U ons wil vat. Inteendeel, dit lyk vir ons of U ons probeer uitwis uit hier in die woestyn. Wel, hulle verstaan alles verkeerd. Die rede hoekom God hulle 40 jaar in die woestyn gehou het, is om die mense wat volhard het in sonde uit te wis, en met 'n nuwe generasie te begin en in die beloofde land in te stap. God soek mense wat hom vertrou. God soek mense wat kan sien dat hy 'n God is wat getrou is. So hierdie gedagte sê dood eenvoudig, moenie murmureer oor die genade wat God vir jou gegee het nie. Moenie daarteen stry nie, aanvaar dit en lewe daarvolgens. Dis so eenvoudig soos dit. Want nou sal ons, soos die Israeliete in die woestyn sê, maar ons het nie die vermoë om al hierdie goed te bowe te kom nie. Dis warm in die woestyn, en as dit warm is, raak jy baie dors, en jy sukkel. Paulus verduidelik, God het in die woestyn vir hulle water gegee, hy het hulle versorg, maar hoekom is julle blind? Hoekom sien julle dit nie? Net so in hierdie tyd, sê Paulus, het God vir julle Christus gegee. Christus voed julle, Christus versorg julle in hierdie lewe, sodat julle nie honger word en dors word en doodgaan nie. Hy is hier om julle te versorg, hy het julle verlos, hy het julle vrygespreek, sien dit raak. Moenie terug verlang na die ou lewe wat sondig en stikkend is nie. Lewe in die huidige lewe as mense wat verlos is. En dan sê hy uitdruklik, op my manier gesê, God rus julle toe met die Heilige Gees. Hy het sy Gees in julle uitgestort, en omdat die Gees van God in jou woon, het jy die vermoë in God, in Christus, in die Heilige Gees, om al hierdie versoekings in hierdie wêreld te bowe te kom. Jy moet net fokus op God. Inteendeel, as jy aanhou fokus op God, gaan jy sterk word, en jy gaan in Christus staande bly in hierdie wêreld. Dis wat Paulus aan die einde sê van hierdie stukkie wat ons gelees het. Ek wil graag vir julle lees van vers 11 af. Hierdie dinge het oor hulle gekom as 'n voorbeeld vir ons, en is opgeskryf as 'n waarskuwing vir ons wat die einde van die tye al beleef. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. Paulus praat met mense wat wankel. Mense wat nie vas staan in hulle geloof nie, mense wat nie met 'n volle sekerheid leef nie. En dan kom sê hy vir hulle, ek gaan dit nou 'n bietjie anders verwoord sodat ons dit mooi verstaan. Hy sê julle moenie hoogmoedig wees nie, julle moet met volle nederigheid in julle hart en in julle gees vertrou op God se bystand, wat julle sal help om in hierdie wêreld as verloste mense te kan leef. Om jou volledig oor te gee aan Christus, aan God en aan sy Gees. Dis die antwoord vir omtrent die meeste goed waarmee ons worstel in hierdie wêreld. Christus het reeds alles te bowe gekom en hy gee dit vir ons, sodat ons oorwinnaars kan wees. Paulus gebruik pragtige woorde, hy sê ons is meer as oorwinnaars. So mag ons dit vanoggend duidelik hoor, mag ons dit ter harte neem en mag ons daarvolgens leef. Weet God is getrou
en hy voorsien vir jou alles wat jy nodig het om in die woestyn van die lewe te kan leef, te oorleef met vreugde saam met hom. Mag ons dit dan ter harte neem, mag ons daarmee leef, en mag ons ook opstaan teen die dinge van hierdie wêreld, en mag God daardeur verheerlik word. Kom ons buig net ons hoofde saam in gebed. Hemelse Vader, ons wil vir U baie dankie sê dat U ons in hierdie wêreld nie alleen laat nie, maar dat U self aarde toe gekom het om af te reken met hierdie wêreld. Dankie Here dat U ons kom vrykoop het en dat U self gesterf het, sodat ons sondes, deur hierdie doop wat ons gesien het vanoggend, dat ons sondes ook daarmee afsterf en begrawe word. Besonder dankie Here dat U opgestaan het, sodat ons ook as te ware, as ons uit die water uit opkom, opstaan saam met U, en dat ons kan lewe saam met U. Here, en as ons saam met Paulus vandag nadink, besef ons daar soveel goed in hierdie wêreld wat ons aandag wil steel, wat ons wil afrokkel van U af en van die verlossing af. En daarom vra ons Here, mag U Gees so in elkeen van ons werk, dat ons daagliks nie in die gees sal sondig nie, dat ons daagliks nie in die vlees sal sondig nie, dat ons nie sal murmureer teen die genade wat U vir ons gegee het nie, en dat ons nie hierdie genade tot niet sal probeer maak deur die sonde van hierdie wêreld deel te neem nie. Dankie Here dat Paulus dit ook vir ons bevestig het, dat U saam met die versoeking ook vir ons die uitkoms gee. Dankie Here dat ons kan weet U is getrou hierin, en dat U elkeen van die kinders ook seën en bystaan in hierdie wêreld. Maar in besonder Here, wil ons net vir U vra, maak ons harte ook daarin nederig, sodat ons dit op die regte wyse sal uitleef, en in besonder Here, dat dit nie oor ons sal gaan nie, maar dat dit oor U sal gaan, sodat U wat die groot verlosser is, daardeur sigbaar gemaak sal word in hierdie wêreld, en dat U naam daardeur groot gemaak word. Daarom bid ons dit ook in die naam van ons Here Jesus Christus, ons enigste verlosser. Amen. Geliefdes, elkeen van ons is vanoggend geseënd, omdat God getrou is. Mag ons met daardie wete van sy getrouheid uitgaan, en lewe tot die eer van ons Here Jesus Christus. Amen.